Kijk papa, nog een storie kom van nog een bekende, en een baie bekende Afrikaanse skrywer met die naam van Oom Eys Kriege. Nou Oom Eys, hy is mos familie van ons, né? En hy vertel ook 'n storie daar uit die platteland uit. En 'n bietjie vir ons meer vertel oor daai storie. Ja, kyk nou hoe kom ek nou aan Oom Eys Kriege dink, met Breitenbach wat onlangs oorlede is. Ek was 'n geweldige groot fan van Breitenbach. En ook van Oom Eys Kriege. Hulle was albei rebelle geweest. Nou Oom Eys Kriege was familie van my oupa geweest, van oupa Skabord. En wat baie mense nie weet nie, kyk almal weet hy was 'n groot literator geweest. Hy het 2 keer die Hertzogprys gewen. Maar wat baie mense nie weet nie, Oom Eys was ook 'n groot en 'n goeie rugby speler wat nie die nodige erkenning nie in Suid-Afrika gekry het nie. Nou terwyl my ouers oorsee was, het ek gereeld by my oupa hulle gaan kuier vakansies en dan het ek en my oupa oorgery Onrus rivier toe van die strand af, oorgery Onrus rivier toe waar Oom Eys gebly het. Dus my oupa gesê het ons gaan bietjie vir Boet Eys kyk. Dan het ons nou vir Oom Eys gaan kyk. Hy was toe alleen, hy was al oud geweest en hy was alleen gebly. Dan het ek en hy rugby gesels, want sy pa was die bekende Springbok senter, Japie Kriege. En Oom Eys vertel toe vir my dat terwyl hy op Stellenbosch was daar, hulle afrigter was oubaas Mark Kotter. En oubaas Mark Kotter het ook die Springbokke afgerig, maar hy het Maties afgerig. En hy wou vir Oom Eys, omdat sy pa senter gespeel het, wou hy Oom Eys moet ook senter speel. Maar Oom Eys hou nie van senter speel nie, hy kan nie senter speel nie, en hy wil nie senter speel nie. En hy het nie goed gespeel daar nie, so die gevolg is, hy het nie eens Maties se eerste span gehaal nie. Toe is hy, vertel hy vir my, is hy toe as joernalis, toe hy klaar geswat het, is hy as joernalis Europa toe. En daar het hy toe verslag gedoen, onder andere oor die Spaanse burgeroorlog en so aan, maar hy het hom meestal gevestig in Toulon, in Frankryk. En daar het hy, vir Toulon se eerste span, het hy loskakel gespeel. En hy was 'n volksheld in Frankryk. Hy was die beste loskakel in Frankryk daardie tyd. En ek weet dit, want Oom Eys het dit vir my persoonlik vertel. Maar daar het 'n skepskop 4 punte getel. En Oom Eys was blykbaar 'n eis as dit by skepskoppe kom. So hy het sy span elke slag laat wen. Hy het my vertel dat hulle het selfs een Woensdag het hulle teen 'n Springbokspan wat getoer het daardie tyd gespeel en hulle het hulle gewen. En as hy dit vertel, dan soos hy daar onder sit, hy weet lyk my presies waar Stellenbosch sit, want as hy vir my, en hy sê, en ek was 'n baie beter loskakel as die Springbok loskakel, en dan draai hy so in die rigting van Stellenbosch, en dan lig hy so 'n dik vinger in daai rigting. Hy was 'n baie interessante karakter, maar in elk geval, die storie wat ek eintlik wil vertel, is een van die snaakste stories wat Oom Eys daai tyd vir my vertel het, en ek was nog 'n skoolseun daai tyd, maar hy het gedink, hy kan dit vir my vertel. En nou ja, dis nou weer een van die stories wat sensitiewe kykers en luisteraars moet maar nou ophou kyk en luister. Oom Eys was getroud met 'n tannie met die naam van Alida Lindekie. Sy was 'n verhoogaktrise en hy het my foto's gewys. Sy was 'n baie mooi tannie geweest, mooi vrou. En sy het op die verhoog gegaan as aktrise onder die naam Lydia Lindekie. Dit was haar naam op die verhoog. Nou op daai stadium was Oom Eys nie meer met haar getroud nie, en ek weet nie, en ek het haar nooit ontmoet nie, maar hy vertel nou die storie wat die tannie vir hom vertel het. Nou ek moet dit nou maar net so oor vertel. Die tannie vertel, hulle gaan as 'n toneelgeselskap na al hierdie klein dorpies toe op die platteland. Dan gaan hou hulle nou 'n toneelopvoering daar. Kyk, daai tyd was daar nie televisie, of daar was nie eens flieks nie. Daai dorpies het nie flieks gehad nie. Hierdie was die hoogtepunt. Ek meen, daar was in die meeste dorpies nie eens radio ontvangs nie. Nou is hulle hier in 'n klein dorpie in die Karoo in.
Nou as hulle daar kom, dan word die rooi tapuit uitgerol vir hulle. En die mense trek hulle beste klere aan en dis 'n groot ding dat die hele dorp, in daai tyd was die hele dorp net wit mense gewees. Tragies genoeg. Maar die hele dorp moet nou daar wees om vol te maak. Nou het hulle die aand het hulle die opvoering in die skoolsaal in die dorpie, daar iewers in die Karoo. En die plaaslike LV is daar, die dominee natuurlik open die hele afwerking met gebed en so aan, maar voor hulle kan begin, besef die burgemeester en die skoolhoof, hulle het 'n probleem, want al die wit mense is nou in die saal, kyk kinders het nou nie gekom nie, dit is net groot mense, almal is nou in die skoolsaal, maar nou is daar nog 2 rye agter oop. Nou dis 'n verskriklike skande, dit beteken hulle kan nie die saal volmaak nie, so duidelik het daar nie genoeg mense gekom nie. Nou wonder hulle, want dis nou 'n groot belediging vir die mense wat al die pad gekom het om hulle te kom vermaak as daar nou leesstoele is. Net daar kry die skoolhoof die idee dat hoekom vat julle nie gou die skoolbus, ry in die plaaslike Bruin woonbuurt in en laai daar, ek dink die skoolbus kon sê nou maar 60 mense vat of wat ook al. Laai die skoolbus vol, hulle kan verniet inkom, laat hulle net daar agter sit, hulle net die plek vol maak. Natuurlik nie baie ex-post facto geblyk nie 'n baie weldeurdagte idee te gewees het nie. Maar in elk geval, so doen hulle toe. Inderhaas, laai hulle al wat hulle langs die pad kan kry, sommer net op en sê, kom. Nou is almal in, hulle weet nie eintlik waarheen hulle gaan nie. In die volgende oomblik word hulle hier in die wit mense se skoolsaal uitgespoeg, nou moet hulle daar agter sit. Nou sit hulle daar. Nou weet hulle nie, nou wag hulle. Nou open die dominee die hele afwerking met gebed. Nou maak die burgemeester 'n speech om die mense welkom te heet. Nou almal sê die plaaslike adjutant-offisier wat die hoof is, die stasiebevelvoerder van die polisie, hy sit daar voor in die voorste gestoeltes nou. En die burgemeester en die prokureur en die dokter en die skoolhoof en al die hulle is die VIP's en die LV, hulle almal sit daar. Hulle sit voor die ding en nou vertel die tannie nou gaan die ding oop en nou begin die opvoering. Nou sy is die heldin, want sy is mooi, en nou is daar 'n held ook, of hy mooi was, weet ek nie. En al was hy, sou ek dit nie geweet het nie, sou ek dit nie agtergekom het nie. Maar in elk geval, nou is hulle daar, en op 'n stadium is daar blykbaar daar's 'n vuurwapen betrokke, en op 'n stadium gaan die vuurwapen per ongeluk af, terwyl die ou held en die heldin in 'n vurige omhelsing is, gaan die ou se vuurwapen af. En daar lê die heldin. Raak geskiet. Maar dis nou deel van die opvoering. Dis deel van die opvoering. Daar lê sy nou. Yes, nou staan die held daar verslae oor sy geliefde wat nou geskiet is. En hy roep nou daar so uit. Ag, wat kan ek tog nou maak? Nou, die fout wat jy nooit moet maak nie, is wanneer ons mense daar is in 'n saal, dan vra jy nie retoriese vrae nie. As jy 'n vraag gaan vra, gaan jy 'n antwoord kry. En in hierdie geval het die held nie verwag hy gaan 'n antwoord kry nie. Maar daar uit daai agterste twee rye kom maar 'n duidelike antwoord deur. Gou voor sy koud word. Maar hy het maar so gevra wat hy nou moet maak. Nou kry hy raad. Yes, die tannie sê, daar is 'n doodse stilte. Die gordyne gaan toe, ligte kom aan, die burgemeester staan op, hy sê nee, dit is onaanvaarbaar wat nou hier gebeur het. Ons is ordentlike mense, ons maak skande, dis 'n skande klad op die dorp se naam, en gaan aan en aan en aan. En hy sê, as dit nou nie hulle kan gedra nie, gaan die ding nou net hier stop, dan gaan hierdie mense nou maar met die opvoering staak.
En nou sit die tannie hulle heeltyd agter die gordyne, hoor hulle al die probleme daar, wat nou die ou. Intussen kry die stasiebevelvoerder 'n goeie gedagte. Hy besluit, dit sal nie weer gebeur nie. Hy stuur gou iemand om 'n ou ervare sergeant te gaan roep, 'n bruin sergeant, om met sy tomfa, nou 'n tomfa is so 'n rubber ding, so rubber stok kan jy sê, met so 'n ding op die kant ook so. Jy kan hom nou amper soos 'n revolver vashou, maar hy's lank, hy's omtrent so 1 meter lank. Stuur hy die ou om die ou sergeant te gaan roep, en hier is die ou sergeant na 'n rukkie terug. Nou maak hulle die ou sergeant sit tussen die tweede laaste ry en die derde laaste ry. En hy's nou soos die ouens daar by die cricket, die security by die cricket. Hy mag nie die show kyk nie, hy moet vir die mense kyk. En hy moet seker maak dat niemand weer uit daai agterste rye uit enige onsedelike opmerkings of enige iets doen nie. Nou word hulle behoorlik uitgetrap en so en gesê hulle moet stil bly. En die manne sê ja nee, hulle sal nou regtig, sal hulle nie weer praat nie. Hier gaan die ding aan. Gordyn gaan oop, ligte gaan af hier, en daar gaan hulle aan. Storie gaan aan en die heldin herstel wonderbaarlik weer. Sy kom weer reg van haar beserings. En hier teen die einde sit die heldin en die held by so 'n tuintafeltjie, sal ek maar sê, met hulle stoele. Nou kyk hulle, asof hulle nou oor die see uitkyk, kyk hulle nou uit oor hierdie donker skare mense wat nou hier voor hulle sit. En hulle vat nou 'n koppietjie tee. En die held sit so terug, hy het nou nie sy les geleer nie. Maar of hy volg maar die skrip, hy volg die skrip. Maar hy sit so behaaglik terug met sy koppietjie tee en hy sê vir die heldin, ag, wat is dan nou tog lekkerder as 'n lekker koppie tee? En die tannie sê, daai oomblik sien sy so in die donker die buitelyne van die ou sergeant wat regop spring haar agter tussen die rye. En hier kom dit duidelik deur, sy tomfa omhoog, staan hy daar en jy kan duidelik hoor sê hy daar vir hulle, laat ek nou net een van julle hierso hoor sê poep, né? Die man vra dan nou, wat is lekkerder as 'n lekker koppie tee? En hierdie ou sergeant weet, daar is goed wat lekkerder is, en hy weet wat hierdie manne gaan sê. So hy anticipate dit toe, en hy stop hulle toe voor hulle dit kan sê. Gelukkig is dit die einde van die storie gewees, so in elk geval gaan die gordyn toe en die ligte kom aan en so aan, ja. Maar dit is vir my een van die kostelikste stories van daardie tyd, en dit lê my so na in die hart, want dit is my mense daai. Dit is my mense.